Van ons prys U. Ek kom kniel voor U, Koning Yeshua. U is ons koning, U is die koning van my hart. En voor U kniel ons alleenlik. U is alles vir ons en ons wil onsself net gee as lewende offers. Vader, vergewe ons sondes en was ons skoon met die waterbad van die woord en kom vul ons met die ruach, dat ons so sensitief en gehoorsaam sal wees vir elke verbale en nie-verbale woord wat U vir ons gee. Lei ons en leer ons. Ons wil U disippels wees, Yeshua. Ons wil U studente wees. Ons wil by U leer. Kom leer ons. Leer ons die waarheid, soos wat U sê, Yeshua, Heilige Gees sal kom en julle in die waarheid leer. Van my leer en al die waarheid leer en nog meer. Kom leer ons, Heilige Gees, sodat ons sal oorgaan en die woord leef en die lig sal wees. Ons wil U extension cords wees. Ingeplak by U, maar uitgaan in die wêreld en die lig gaan skyn. U lig, wat vir U glorie bring. Ja, Vader, ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. En Vader, daar waar ek U verkeerdelik represent, Vader, vergewe my, was my skoon en spreek deur hierdie lippe van klei. Elke woord uit die troonkamer. En as daar iets is wat gespreek word wat nie van U is nie, mag my tong aan my verhemel te vasplak. Vader, vergewe ons aannames. Vergewe ons vooropgestelde idees. En lei ons en leer ons net U weer. Dankie Vader dat ons vanoggend so by mekaar kan kom. Dankie dat ons die woord kan oopslaan en by U voete kan kom sit. Kom beklee ons met die waarheid. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Amen. So ons het die afgelope paar weke het ons stil gestaan in Handelinge 10 en Handelinge 11 en baie dinge herhaal om sekere boodskappe deur te kry, en as ons die woord bestudeer en daar is herhaling wat plaasvind, dan gaan dit oor om te leer. 'n Goeie onderwyser leer tog sy kinders en herhaal klomp goeders. Hy sit nie net daarvoor en blaker alles af en okay, nou moet julle gaan leer nie. Nee, hy herhaal, want sekere belangrike punte is belangrik, en dit is wat Yeshua doen, en dit is wat die woord ons leer, en ons gaan kyk daarna vandag. Maar in Handelinge, ons gaan vandag kyk na Handelinge 11 vers 19, en jy kan gerus hierdie hele gedeelte van Handelinge 11 vers 19 tot onder gaan deurlees. Ek gaan 'n paar dinge uithaal vandag, waarna ons net gaan kyk, so vers by vers, reël by reël gaan ons so deurwerk, maar ons gaan kyk vandag na die eerste heidense kerk in Antiochus. Hoe jy dit ook al so uitspreek, Antiochus, dit was 'n stad gewees, en ons gaan 'n bietjie daarna kyk. So in Handelinge 11 vers 19 staan, die wat dan verstrooi was deur die verdrukking. Die wat dan verstrooi was deur die verdrukking. Wat 'n verdrukking was daar? Is dit die 7 jaar verdrukking wat kom? Waarvan praat Lukas hierso? Nee, dit was nie die 7 jaar verdrukking nie. Ons almal as gelowiges gaan deur sekere tye. Ons gaan deur verdrukking. En die verdrukking, hoor wat sê hy, die wat dan verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het. Stefanus, onthou wat het Stefanus gedoen? Handelinge 7, Handelinge 8. Hy het die woord gaan verkondig aan die wetgeleerdes. Hy het gaan vertel, hoorie, so kom ek vertel julle van Moses af. Dit gaan alles oor Yeshua. En toe wil hulle hom stenig, en wie was daar by gewees? Paulus, Shaul. So die wat verstrooi was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan, het die land deurgegaan tot by Fenisië, Cyprus en Antiochus, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. So ons weet, na Stefanus se dood, na hy doodgegooi is met klippe,
en Shaul of Paulus die volgers van die weg begin vervolg het, want hy was vas in godsdiens, het baie van die volgers, die Christene, uit Jerusalem gevlug na verskeie plekke toe. Sonder dat iemand, dis wat die woord nou hier vir ons sê in Handelinge 11 vers 19, sonder dat iemand die woord, die evangelie verkondig het aan die heidene, maar net aan die Jode. Hoekom het hulle dit nie aan die heidene verkondig nie? Omdat baie van hulle Jode was, wat geglo het dat hulle redding net vir die Jode was. Hulle was self Jode en hulle het groot geword met die godsdiens dat heidene onrein is. En dat hulle niks met die heidene te doen mag hê nie. Maar Abba Vader was op die punt om hulle te ontmoet en te leer, soos wat hy vir Petrus ontmoet het, deur 'n visioen. En om hulle te leer. Dan in Handelinge 11 vers 20 lees, en daar was sommige van hulle, Cyprusse en Sireneese manne, wat in Antiochus gekom het, en met die Grieks sprekende Jode gepraat het, en die evangelie van Yeshua Messias verkondig het. So sonder dat die Grieks sprekende Jode wat in Yeshua glo in Antiochus geweet het, wat met Petrus gebeur het by Kornelius se huis, het hulle ook die evangelie van Yeshua, die woord verkondig aan Cyprusse en Sireneese heidene manne verkondig. So ons het lank gestaan in Handelinge 10 en 11 wat het alles presies gebeur van Petrus wat na Kornelius se huis toe gaan en die hele gebeurtenis. Maar in hierdie selfde tyd om en by is daar dinge wat besig is om te gebeur in Antiochus. Die woord word ook verkondig aan heidene. Daar. Nou, Antiochus was die hoofstad van die provinsie Sirië gewees. En ek wonder Dylan of jy hulle gou kan help. Ek dink jy hulle gaan weet hoe om in te kom nie. Nou, Antiochus was die hoofstad van die provinsie Sirië gewees. En dit was op daardie stadium die 3de grootste stad ter wêreld. Die eerste grootste stad was Rome. Tweedens was dit Alexandria. En dan derdens was dit Antiochus. Antiochus het ten minste 600,000 mense gehad, plus minus. En die stad was bekend vir kultuur en vir besigheid. 'n Stad met uiteenlopende kulture en godsdienstige invloede. En Antiochus dit het rof gegaan daar. Die mense het vir hulle plesier gelewe. En dit was pervers, dit was 'n bose plek. Dit laat my baie dink aan morning guys. Dit was vir my, dit was hierdie bose plek en dit my laat dink aan Sodom en Gomorra. Dit was pervers en 'n bose plek en Antiochus het 'n reputasie gehad vir onsedelikheid. Afgoderry. En dit was die tuiste van verskeie tempels wat aan heidense gode gewy was. So Antiochus was die plek van die tempel van Daphne, wat aan die afgod Apollo opgedra was. Maar die verhaal van Daphne was sentraal tot die streekse kulturele identiteit as gevolg van die mite se verbintenis met die gebied. Die mite van Daphne en Apollo het 'n belangrike rol in die stad se godsdienstige en kulturele lewe gespeel en die tempel was berig vir sy verbintenis met heidense praktyke insluitende rituele prostitusie. En by die tempel van Daphne was daar 'n tuin gebou wat so groot was dat dit 10 myl omtrek was met hierdie loeriebome. En waar die heidense praktyke plaasgevind het en waar hierdie prostituut aktiwiteite en allerlei siek onsedelikheid plaasgevind het. Daaroor gaan ek nou nie verder praat. Maar kan jy nou net dink? Dit was hierdie tipe aanbidding in hierdie stad Antiochus. Die stad was ook volop van towenaars, sterrewiggelaars. En het fortuingelde uit die mense van hulle het fortuine gemaak, hierdie towenaars en sterrewiggelaars, hulle het fortuine geld gemaak uit al die mense in Antiochus. Maar soos wat Abba Vader Jona na Ninive toe gestuur het,
stuur Abba Vader 2 nuwe mense of 3 of 4 nuwe volgers van die weg daarna toe. Hierdie wat gevlug het as gevolg van Stefanus se dood en Shaul wat besig is om die volgers van die weg te vervolg, die kerk te vervolg, wat vlug uit Jerusalem. Onthou, Yeshua het gesê in Handelinge 1 vers 8, julle sal die krag ontvang en julle sal uitgaan, julle sal die woord gaan verkondig, julle sal die evangelie gaan verkondig in in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uiterstes. En dis wat gebeur het. So die feit dat Paulus hulle vervolg het, Shaul en daai dinge was alles, Yeshua het gesê dit gaan gebeur. Hy het gesê, hoor, julle gaan die woord verkondig. So hier is ons nou in 'n Antiochus, hierdie derde grootste stad op haar stadium, en hierso is van hierdie ouens wat gevlug het uit Jerusalem, en hulle is besig om die evangelie te verkondig. En dis die eerste plek waar Abba Vader 'n heidense kerk plant. Dis die eerste heidense kerk in Antiochus, in hierdie onsedelike plek. Abba Vader wou sy kinders in hierdie stad ook bereik. En dit was amazing. Abba Vader se woord gee ons nie die name van hierdie volgers van die weg wat hierdie kerk begin het, wat hierdie evangelie begin verkondig het daar in Antiochus nie. Hoekom nie? Jy sien, dit gaan nie so erg oor die tuinslang wat vir die gras water gee nie. Dit gaan meer oor die water wat die gras wat die water nodig het. Dit gaan nie so erg oor die tuinslang as sulks nie. Dit gaan oor die gras wat die water nodig het. Dit gaan nie oor die instrument wat Abba Vader gebruik nie. Nee, dit gaan alles oor Yeshua. Hy is die lewende water. Met ander woorde, die mens in Antiochus het meer behep geraak oor Yeshua toe die evangelie verkondig was, as oor die name van die persone. Deesdae as jy na kerke kyk, is dit jy sien die persoon se naam. Hier was apostels, disciples, hier was evangeliste wat na heidense dorp wat pervers was, waar daar prostitusie is en hulle begin die woord te verkondig, hulle begin die evangelie te verkondig. En hulle name word nie opgeskryf nie. En dis okay, want ons moet verstaan dat Abba Vader se beloning is baie groter in die hemel as op aarde. En as jy dinge doen om mense te behaag en nie Abba Vader nie, dan is jy nog nie 'n disipel nie. Galasiërs 1 vers 10. Maar ek hou van hierdie gesiglose toewyding wat gegee word, want dit kom uit 'n diepe verhouding met Abba. Dis daar waar jy nie worry oor jou naam of jou eer of enigiets nie. You just do it because you're crazy in love with the King of Kings and the Lord of Lords. So in Handelinge 11 vers 21 staan, en die hand van Jotawawai was met hulle, en 'n groot getal het gelowig geword en hulle tot Yeshua bekeer. Die hand van die Here, sê Handelinge 11 vers 21 in die Afrikaanse Bybel, die hand van die Here was met hulle, beteken 2 dinge. Eerstens beteken dit Abba Vader se krag was met hulle. Hoekom? Want dit staan geskrywe in Eksodus 14 vers 31 in die oorspronklike Hebreë staan daar, and Israel saw the great hand which Jotawawai did upon the Egyptians, and the people feared Jotawawai and believed Jotawawai and his servant Moses. So die Egiptenare het Abba Vader se hand, sy krag gesien, en hulle was geskok oor wat Abba Vader gedoen het. Abba Vader se hand beteken sy krag, maar Abba Vader se hand beteken ook sy seën, sy blessings. Want in Esdra 7 vers 9 staan, Abba Vader se hand was op Esdra, en hy was geseën. Mag Abba Vader se hand vanoggend so op elkeen van julle wees. Ook in Esdra 8 vers 18 staan, die hand van Abba Vader was op hulle. Hulle was geseënd. Ook in Nehemia 2 vers 18 verduidelik Nehemia hoe hy verlof gekry het om die mure van Jerusalem te kom bou, en hoe hy sê, die hand van Jotawawai was oor hom. Met ander woorde, reg deur die woord beteken die hand van Abba Vader sy krag en sy seën. En so die hand van Jotawawai in Antiochus inbeweeg met krag, wat verlossing tot gevolg gehad het, met ander woorde krag met seën.
En 'n groot aantal mense het begin glo. Hulle het begin glo in Jesus, sy Hebreë naam Yeshua. Ja, die woord sê die oes was groot. Die oes was groot. Hierdie ouens het net begin verkondig van hulle Messias. Hulle het net begin praat oor hulle Messias. 'n Groot kerk het ontstaan as die gevolg, want 'n kerk is 'n familie. 'n Kerk is waar gelowiges bymekaar kom, is nie die gebou nie. 'n Kerk is 'n familie wat saam Abba Vader eer. En so is dit die geboorte van die eerste heidense kerk in Antiochus. Handelinge 11 vers 22 sê, en die berig hiervan, hoor gou, die berig wat in Antiochus gebeur het die gemeente wat in Jerusalem was ter ore gekom. Onthou? Ons het in Handelinge 11 vroeër gelees, dit wat Petrus en Kornelius se huis gedoen het, dit het ook ter ore gekom in Jerusalem. En toe het hulle sekere aannames gemaak. So die woord sê in Handelinge 11 vers 22, en die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was ter ore gekom, en hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochus. Onthou, ons het vorige keer gesien dat hierdie volgers van die weg wat in Jerusalem was, sekere aannames gemaak het, en ek wonder, wat se aannames het hierdie mense gemaak, wat nou, toe hierdie mense in Jerusalem, wat volgers van Yeshua was, maar wat nog so bietjie vas was in hulle Judaïsme, wat se aannames het hulle nou gemaak oor heidene wat gered word. Maar ewe skielik hoor hulle in Jerusalem, want dis waar die kerk begin het, die sleutels van die kerk oopgesluit is, maar waar Vader het ook die sleutels vir Petrus gegee om die heidene ook deel te maak van die kerk. Maar so die volgers in Jerusalem hoor eers van Petrus wat die heidene saam met hulle is en wat die evangelie in hulle verkondig en die Heilige Gees wat oor hulle kom, en die volgende oomblik hoor hulle Antiochus gebeur dieselfde ding. En toe hulle hoor, dis wat vir my amazing is. En ek het laas 'n bietjie klem daarop gelê oor hulle aannames en vooropgestelde idees, maar hoor gou wat gebeur en dis hoe die Heilige Gees werk. Toe hulle hoor wat in Antiochus gebeur, toe stuur hulle Barnabas. Barnabas, gaan jy soontoe? Dis wat die kerk veronderstel is om te doen. Ons is veronderstel om te help, ons is veronderstel om te werk aan die evangelie, en die vyfvoudige bediening het nodig om saam te werk. Ons het nie nodig om sekere aannames en vooropgestelde idees te vorm nie, en mag Heilige Gees ons leer, en mag ons oorgaan in aksie, en mag dry bones come alive. Hoekom Barnabas? Hoekom stuur hulle vir Barnabas, en wie was hy? Barnabas was 'n volger van die weg. Hy was 'n volger van Yeshua. En onthou, hy het in Handelinge 4, as jy Handelinge 4, toe ons daar deurgewerk het hy 'n stuk grond verkoop en al die geld vir die gelowige behoeftiges gegee. Ook in Handelinge 9 lees jy toe Paulus Yeshua ontmoet het, en Paulus het Yeshua aanvaar toe daar die lig uit die hemel uitkom, en Yeshua het vir Paulus ontmoet, en Paulus se hele lewe draai om, en hy teruggaan Jerusalem toe, na die volgers van die weg toe, om vir hulle te sê in Jerusalem, hoor hierso, ek het julle vervolg op 'n stadium, maar ek is gered, ek is nou 'n broer, hoor, want ek het Yeshua ontmoet, ek het my hele lewe vir hom gegee. Toe was die volgers van die weg so bietjie skepties hieroor. Want hulle het meer onthou hoe Stefanus doodgemaak is en hoe die Christene vervolg is. Hulle moes gedink het, Paulus, nee, jy, 'n wolf in skaapklere. Ek meen, dis hoekom baie volgers van die weg gevlug het, juis. Maar toe Shaul of Paulus vir almal kom vertel het in Jerusalem, hy het Yeshua ontmoet, raai wie gee vir hom toenadering? Barnabas. Toe het Barnabas sy hand op Paulus gaan sit en hom verwelkom laat voel. Hy het daai hart gehad. Barnabas was hierdie diensbare, liefdevolle mens. Sy naam beteken seun van bemoediging. Seun van bemoediging. Kan ek jou gevra, onthou dit gou? Wat beteken Barnabas se naam? Seun van bemoediging. En so stuur hulle vir Barnabas na Antiochus.
Is dit die regte persoon? Dink julle dit was mens aangestel, het hulle 'n woud gedoen en elkeen 'n naam neergeskryf en 'n blik gegooi en Barnabas het gewen? Nee, Heilige Gees het gelei, want Abba Vader stel aan. Hy weet wie is die regte persoon om te stuur. En so stuur hulle vir Barnabas, die regte persoon vir die regte koninkrykswerk. En dit gebeur net deur Abba Vader as jy hom raadpleeg. Abba Vader weet wie en waarheen om te stuur en daarom moet ons hom raadpleeg in alles en hom vertrou vir die een wat hy stuur. Wanneer mense aanstel, lei dit baie keer tot rampspoedige gevolge. Veral in die kerk, wanneer ons 'n vergadering hou oor wie gaan die een wees wat nou gekies moet word en ons doen 'n uitloting en ons die mense besluit. Nee, kom ons vra vir Abba Vader. Yeshua is die kop van die kerk, hy is die een wat die kerk bou. Ek glo Abba Vader het die volgers van die weg in Jerusalem gewys, hoorie, kom ons stuur vir Barnabas na Antiochus toe. So dalk vra jy, maar wat het Barnabas gekwalifiseer? Wat het hom gekwalifiseer? Want baie keer kry ons dit dat iemand 'n sekere rol binne in die liggaam kry en dan soos wat kwalifiseer hom? Wat kwalifiseer haar? Kom ons kyk. Want is die eerste heidense kerk en hoe het die volgers van die weg in Jerusalem besluit, maar kom ons stuur vir Barnabas. Wat het hom gekwalifiseer? Eerstens wat hom kwalifiseer is die diepe intieme verhouding wat hy het met Abba Vader. Abba Vader het hom gekies uit, want dit gaan oor verhouding. Abba Vader gaan nie iemand stuur wat nie 'n verhouding is met hom nie. En vir sy koninkrykswerkie. Dan tweedens, Barnabas was diensbaar en besorg oor mense. Besorg oor mense dis hoekom ons die gawes van die Gees kry. Dit gaan nie oor onsself om te triumf oor die gawes wat jy het nie. Dit gaan oor die bruid van Yeshua. Barnabas het die geestelike kwalifikasies gehad. Barnabas het die geestelike kwalifikasies gehad. Hy het 'n pad gestap, hy het geleer. As ons na sy lewe kyk in Handelinge 4 en Handelinge 9, hy was 'n warm, liefdevolle, diensbare, goedhartige mens met die gesindheid van Yeshua. Dis die een wat Abba kies. Dis die een wat hierdie vuur in hom het vir Abba. Maak nie saak of iemand vir jou kykie. Abba Vader weet wie nader hom. Abba Vader weet hoe lyk jou maat daar waar jou knie buig. Dis die soort ou wat uit 'n intieme verhouding kom. Dis die persoon wat in Abba se teenwoordigheid sit dag en nag, wat Abba Vader kies om na Antiochus toe te gaan. 'n Man met 'n Yeshua gesindheid. Iemand wat nie vasgevang was in godsdiens nie wat vasgevang is in sy vooropgestelde idees nie. Nie 'n man vol van liefde, vol van Yeshua. Handelinge 2 vers 23 tot 24 sê, toe hy Barnabas in Antiochus kom en die genade van Abba Vader sien, hy sien wat besig is om hier te gebeur onder die heidene. Ek kan net dink toe loop die trane, want hy was hierdie liefdevolle man. So die woord sê, toe hy Barnabas in Antiochus kom en die genade van Abba Vader sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly, want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Die woord sê hy was 'n goeie man, in Grieks agathos, wat beteken dat hy goeie dinge gedoen het. Hy het regverdige dinge gedoen. Jy kon sien dit wat in sy doen dat hy hierdie lig geskyn het. Barnabas was vol van die Heilige Gees. Hy's deur Abba Vader gelei. Hy was Abba Vader gehoorsaam. En jy kon die gawes sien wat Abba Vader verheerlik. En dan Barnabas was 'n man van geloof. Hy was 'n man van geloof. Hoe identifiseer jy 'n man van geloof? Wat gee jou geloof? Romeine 10 vers 17. Deur die hoor van die woord. So Barnabas was iemand wat baie tyd in die woord spandeer het. Hy was iemand wat die woord bestudeer het, dag en nag. Barnabas het in Yeshua geglo. Hy was regverdig. Hy was vol geloof en vol van die Heilige Gees. Hy het
Hy het in right standing gestaan voor mense. Hy het in right standing gestaan persoonlik in sy eie lewe. Partykeer het ons sulke worstelings in onsself, dat in die vleeslike en die geestelike, en ons moet in right standing kom met onsself. Ons moet in right standing kom voor mense, en ons moet in right standing kom voor Abba Vader. So Abba Vader, glo ek, het vir Barnabas gestuur. Maar wat het Antiochus regtig nodig gehad? Wat het hierdie stad regtig nodig gehad? Kom ons kyk daarna. Want wat moes daar gebeur het? Hoekom is hy gestuur? Hoekom gaan Barnabas? Hoekom kon die ouens wat in Antiochus die evangelie begin verkondig het? Hoekom kon hulle nie net gedoen het wat gedoen moes word nie? Hoekom moes Barnabas gestuur word? En dit is waar die vyfvoudige bediening begin, en dit is waar mense, dis hoekom ek sê, jy moet deel wees van 'n liggaam, evangeliste en mense wat sê, maar Abba het my geroep om nie deel te wees nie, Abba het my geroep om 'n evangelist te wees, maar jy is nie geplant nie. Dis die Bybels nie. Jy moet ergens geplant wees, want daar gebeur iets in Antiochus, daar's 'n kerk wat ontstaan in Antiochus, hierdie gelowiges wat die evangelie aanvaar, maar daar's iets nodig. Barnabas het nodig om so intoe te gaan. Wat moes gebeur? Hoekom is hy gestuur na heidene toe, wat sopas gered is? Hoekom is hy gestuur na al hierdie heidene toe? Of wat het nuwe gelowiges nodig? Kom ons vra dit eerder so. Wat het nuwe gelowiges nodig? Vermaning. Jo, dit klink grof, nee. Vermaning. Hy het nie geskroom, Barnabas het nie geskroom om nuwe gelowiges te vermaan nie. Jy sien, vandag die kerk is, jy's 'n nuwe gelowige, kan ek vir jou motiverende boodskapie gee vir die week? Kan ek jou boost in jou gevoelens en in jou emosies? Wat het jy nodig? Kom ek vertel vir jou hoe goed jy is. Of weet jy wat? Jy gaan so prosperous wees. Nee, Barnabas het nie geskroom om vir die nuwe gelowiges wat Yeshua aanvaar het te vermaan nie. En vandag is ons so bang om in die kerk iemand te vermaan. Ons is so bang om iemand te vermaan. Nou dit sit nie in enigiemand se broek nie. Want ons is mense pleasers. So wat het hierdie gelowiges nodig gehad? Wat het hulle nodig gehad in Antiochus? Onderrig. Hulle het vermaning nodig, hulle het onderrig nodig. Barnabas het die gawe gehad om te onderrig. Die evangeliste wat Antiochus, die heidene Antiochus tot die evangelie gebring het, Yeshua, maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader en leer hulle om alles te onderhou. Hulle het onderrig nodig. Wat het nuwe gelowiges nog nodig? Hulle moet gelei word in die proses van heiligmaking. Van evangelisasie gaan dit oor na herderskap, na leraar, na profesie, na die droom wat Abba Vader vir jou het. Vanuit Egipte tot in die beloofde land was daar 42 stoppe. Die pad van heiligmaking, die vyfvoudige bediening vat hande, dis 'n aflosstokkie. Die evangeliste verkondig die woord, vertel van Yeshua, hulle bring daardie persone na die herders toe wat omsien en na die leraar toe wat hulle leer. Die profeet kom profeteer oor hulle sodat hulle teruggaan na die roeping toe wat Abba Vader nog altyd vir hulle het. Dis die prentjie wat reg hierdie Bybel geskets word vir ons. Dit word geskets in die tabernakel. Hy het die gawe gehad om te preek. Hy het die gawe gehad om te preek. Hy het die gawe gehad om te leer, om te onderrig. Jy kan sê dat Barnabas geestelik die regte gesindheid gehad het, ja. Hy het die regte eienskappe gehad, hy het die regte gawes gehad, absoluut, en dis hoekom Abba Vader hom stuur. Maar fisies was daar dalk iets wat fisies was dat Barnabas so intoe moes gegaan het. Weet jy waar kom Barnabas vandaan? Cyprus. Kan jy onthou waar die ouens vandaan kom, wat die kerk in Antiochus, wat die evangelie gaan verkondig het in Antiochus? Cyprus.
Die belangrike ding daarvan is dat Abba Vader Barnabas na Antiochus stuur, omdat Barnabas nie 'n indringer was nie. Pas op vir die indringers. Hy was een van hulle. Hy was een van hulle. So, jy kry baie mense wat wil deel word in die kerk en hy sê sy gawe, word eers deel binne in die liggaam en dan word jy, dan is jy, dan soos wat Abba Vader jou aanstel, dan word jy opgerig in dit wat Abba Vader vir jou het. Baie mense wil dadelik, as hy deel word van 'n liggaam, dadelik die posisie beklee. Nee, word eers diensbaar. Word eers diensbaar. Barnabas het hierdie ouens geken wat vir die heidene die evangelie verkondig het. Hulle was broeders. En daarom sou Barnabas nie 'n indringer wees wat op hulle grondgebied intree en hulle werk oorneem nie. Hy sou een van hulle wees. Hy's deel van die liggaam. Hy het dus die kwalifikasie gehad. Hy was die man gestuur deur Abba Vader. Glo my, Abba Vader stuur die regte persoon, hy rig die regte persoon op met die regte koninkrykswerk vir sy koninkryk. Abba Vader maak nie foute nie. Ons mense doen. En ons hoef Abba Vader nooit ooit te bevraagteken nie. Wie is die klei om die pottebakker te bevraagteken? En so baie keer doen ons, is dit nie? Ons kom in opstand met die leier wat Abba Vader aangestel het, met die orde wat Abba Vader deur die leier oprig. Ons kom so in opstand en ons het ons opinies wat ons lewer en ons het ons kritisie wat ons lewer en ons dink ons het die reg om mense te kritiseer. Jy gaan eendag rekenskap gee op elke woord. So al hierdie heidene is gered vir Antiochus en Barnabas was bly en hy kom daar en hy vermaan hulle. Hy vermaan hulle. Ja, die eerste ding wat hy doen is toe hy in Antiochus kom is hy vermaan hulle. Wat beteken dit om iemand te vermaan? Om iemand te vermaan beteken om vir iemand op 'n ernstige manier te waarsku. Nie grappies daarvan te maak en dit te los nie, op 'n ernstige manier te waarsku of te berispe oor iets wat hulle gedoen het of oor iets wat hulle moet vermy. En dit is wat deel is van onderrig. Wanneer jy Abba Vader se woord leer, het jy ernstig nodig om vir hulle te leer, maar hierdie is Abba Vader se weë. Hierdie is sy instruksies. Hy gee vir ons juis hierdie om ons te beskerm. Dan ook beteken dit om iemand aan te moedig. Nie net om 'n motiverende boodskap te gee nie, om iemand aan te moedig om 'n beter pad te volg, die regte weg, om die regte ding te doen, dikwels uit 'n plek van sorg en omgee. Geestelik beteken vermaan om iemand te herinner aan wat reg is. Of om hulle aan te spreek oor 'n gedrag wat nie reg is nie. In die hoop dat hulle sal verander en verbeter. Jy sien, so dis dikwels vermaaning is kom uit liefde en uit sorg uit, alhoewel dit soms streng mag wees. Dit mag streng voorkom. Maar dit is juis die waarheid wat geskrewe was, wat gegee word, en dis die woord wat gegee word streng, en dis die woord wat jou aanstoot gee. Byvoorbeeld, as iemand in 'n groep 'n verkeerde keuse maak, wat ander sal benadeel, kan iemand hulle vermaan om hulle te waarsku en hulle weer op die regte pad te kry. Vermaan beteken ook positiewe aanmoediging. Wat beteken Barnabas se naam nou weer? Presies dit, nee. En dis hoekom Abba Vader hom stuur. Abba Vader het geweet, net in sy naam is dit opgeskryf. So wat moedig Barnabas hulle aan om te doen in Antiochus? Om met 'n hartlike voorneme aan Abba Vader getrou te bly. Hierdie is vir my so mooi, om met 'n hartlike voorneme aan Abba Vader getrou te bly. Dat hulle in hulle harte sou voorneem, dat hulle met alles in hulle volgers van die weg sal wees. Dat hulle met alles in hulle aan Yeshua sal vasleef. Kan jy jouself voorstel? Veronderstel jy loop na nuwe gelowiges toe. Nuwe gelowiges. En die eerste ding wat jy vir hulle sou sê is, jy vermaan hulle. Jy vermaan hulle. En Barnabas vermaan hulle om met hulle hele hart aan Abba Vader vas te kleef. So dit kom uit sorg, dit kom uit Barnabas se liefde vir Abba, want dis wat hy gedoen het.
En hy vermaan hulle, sê, hoor hierso, julle is nuwe gelowiges, julle het Yeshua aanvaar, maar julle moet met alles van met alles in julle aan hom vashou, want daar gaan tye kom, wat dit nie so maklik is nie. Wat Barnabas doen is, hoor hierso, dit is my so mooi. Wat Barnabas doen is, hy vermaan hulle, sê, luister, julle het Yeshua aanvaar. Welcome to the Yeshua army. You are now just entered war. Spiritual war. Welcome. Hy sê vir hulle, jy het nodig om die wapenrusting aan te trek. Jy het nodig om die wapenrusting aan te trek. En dis die eerste ding wat nodig is, as jy iemand na Yeshua toe lei, is om hulle te vermaan, om Yeshua opreg aan te neem, as jou saligmaker en verlosser, en dit te doen met jou hele hart. Jy gaan nie halfhartig in die oorlog in nie. Jy dien jou generaal met alles. Dit is so hartseer om te sien as mense nie regtig tot redding gekom het nie. Of hulle gee hulle self vir Yeshua, hulle sê hulle gee, en ons het gekyk daarna vroeër in Handelinge, jy kry 'n ware redding en dan kry jy 'n valse redding. Hulle gee hulle, dis hier waar jy jouself Abba Vader gee, baie keer 'n valse redding is wanneer jy sê ja, ek aanvaar Jesus, ek aanvaar Yeshua. Maar 'n paar dae later of 'n paar maande later dan raak jy so 'n bietjie moedeloos. Of jy kry 'n promosie by die werk. Jy kry die blessing en dan los jy die verhouding. So wat Barnabas vir hierdie nuwe gelowiges oor vermaan is, kom met opregte harte. Hy's ernstig, kom met 'n opregte harte, sluit aan by die Yeshua army. Be part. Be a follower of the way. Kom met die regte hart. Berou julle sondes eerlikwaar. Het julle waarlik Yeshua nodig as julle verlosser en saligmaker, of het julle hom nodig vir die blessings? Moenie kom hierso vir die blessings nie, kom hierso omdat jy hom crazy liefhet. So die eerste ding wat Barnabas vir hierdie nuwe gelowiges sê in my woorde is, maak seker julle redding is werklik. Maak seker hoekom julle werklik Yeshua volg. Hou vas aan Abba Vader en wees eg. Wees eg, wees getrou. In hierdie ding wat Barnabas met hulle spreek, sien ek 'n tweede ding wat Barnabas vir hierdie nuwe gelowiges sê is, as jy Yeshua waarlik aanvaar en waarlik eg is, met ander woorde, die eerste ding wat hy vir hulle sê is, be genuine, be genuine. Wees waarlik 'n volger. Die tweede ding wat hy vir hulle sê is, as jy waarlik eg is, as jy getrou is, bly naby en getrou aan Yeshua. Oefen sy teenwoordigheid. Oefen Abba Vader se teenwoordigheid. Jy sien, Abba Vader roep ons as heilige priesterdom, en ons as sy priesterdom moet sy teenwoordigheid dra. En die grootste vreugde is wanneer jy iemand na Yeshua toe lei en sien daardie persoon bly in 'n persoonlike verhouding met Yeshua, en daardie persoon ontwikkel die gawes en bly vas aan Yeshua. Hulle is eg, hulle is getrou aan Yeshua. Dis wat vir my die mooiste is. Dis vir my so hartseer as iemand Yeshua aanvaar, maar jy sien nie eintlik hoekom hulle daar is vir die blessing. Eintlik hoekom hulle deel word in die koninkryk is vir die blessing wat hulle nou daaruit kan kry. Dis nie so eg nie. Dis nie so eg nie. Dis verskriklik hartseer om te sien. Het jy al ooit iemand na Yeshua toe gelei en dan backslide daardie persoon? En dan vermy daardie persoon jou? Is dit nie, Mitchell? Jy lei iemand na Yeshua toe en dan sy beste vriende met jou, hy's 'n broer. En dan die volgende oomblik dan backslide daai persoon jou en dan is jy geblok. Dan blok hulle jou op alles. En dit breek ou se hart. Handelinge 11 vers 23 sê, Barnabas het almal vermaan om met hartlike voorneme aan Yeshua getrou te bly. Nou, om getrou te bly aan Yeshua was baie belangrik vir Barnabas, want in Handelinge 13, bietjie later, ons gaan daarna kyk later, in Handelinge 13 vers 43 sê Barnabas en Paulus dit weer, hoor jy, gebly getrou aan Yeshua. As ook in Handelinge 14, nog bietjie later, Handelinge 14 vers 22, vermaan Barnabas en Paulus weer,
nuwe gelowiges om in die geloof te bly, want daar sal baie verdrukking kom. Jy moet verstaan, jy as 'n nuwe gelowige, jy wat Yeshua aanvaar het, moet weet jy's in 'n geestelike war. Jy's in 'n geestelike spiritual war. En jy moet die wapenrusting van God aantrek. En daar gaan verdrukking kom, daar gaan moeilike tye kom. Hou vas in geloof, bly getrou en hou vas met alles aan Yeshua. Met ander woorde, Barnabas leer hulle dat daar sal sekere verdrukking kom. En dis baie keer wat jy nie hoor in die kerk nie. Daar gaan moeilike tye kom, daar gaan storms wees, jy gaan deur die woestyn stap. Maar hulle moet vashou in Yeshua en 'n hegte verhouding met hom hê. Inteendeel, Barnabas en Paulus het dit geen deel van die bediening gemaak. Het dit 'n groot deel van hulle bediening gemaak om gelowiges te vermaan. Om hulle uit te check en te sê, hoorie, hoe eg is jy met jou verhouding in Yeshua? Kan jy nou dink, jy doen dit in die kerk vandag? Hoorie, hoe genuine is jy? Hoe genuine is jy? Hoe getrou is jy? Of is jy net hier vir die blessings? Sien elke keer as Barnabas en Paulus, Shaul, wat juist die een was, wat die vervolg het, wat sy lewe so aangeraak is, hulle het saam gegaan en was deel binne in die liggaam van Yeshua. Elke keer as hulle 'n nuwe groep gelowiges gekry het hulle vermaan. Om wat te doen? Hou vas aan Yeshua en dien hom getrou. Ek het al baie mense gekry wat voor my hulle harte vir Yeshua gee. En my ook dan persoonlik vra, hoorie, hou my, wees accountable, hou my accountable. As ek die pad byster raak, asseblief sê vir my. Dan gaan so 2-3 jaar verby. En dan raak hulle die pad, jy begin agterkom, hulle is nie meer, spandeer nie meer so baie tyd in die woord nie, hulle prioriteite het verander, en dan as jy met hulle daaroor praat, wat doen hulle? Hulle blok jou. 2-3 jaar gaan verby en jy sien dat hulle eerste prioriteit is nie meer Yeshua nie. Gaan praat met hulle daaroor en dan kom hulle ook die kerk toe nie. So dalk is die vraag is, in hierdie vermaaning wat Barnabas en Paulus doen, wat hy vir hulle vermaan, hou vas aan Yeshua, wees eg. Wat beteken dit om vas te hou aan Yeshua? Jy sien, Yeshua vertel hierdie gelykenis van die goeie saad wat gesaai word. En ons weet die goeie saad is die woord. Wat doen die vyand as die woord gesaai word? Die vyand, die duiwe, die geeste kom en hy pik daai saad op, nê. Hy kom en die vyand kom saai ook onkruid daar tussenin. Soos jy vir iemand sê om getrou te bly en vas te klou aan die verhouding met Yeshua, wat jy eintlik vir daardie persoon sê, wat sê jy eintlik vir daardie persoon om te doen? Hy moet vashou in die goeie saad, die saad wat gesaai word op voorbereide hart. Hy moet die woord bestudeer, die saad wat dag en nag moet dit op sy hart wees. Hoekom? Want is die woord wat jy hoor wat jou geloof gee, Romeine 10 vers 17. En is geloof wat Abba Vader behaag, Hebreërs 11. Met ander woorde, om in geloof te bly, om Yeshua aan te kleef en getrou te bly, is om Abba Vader se woord te bestudeer, te bepeins en te mediteer. Sê gou vir my, kan ons as gelowiges sien as iemand die woord bestudeer of nie bestudeer nie? Ja, jy kan. Dis maar net hoe belangrik jy dit ag, om die instruksie wat Abba Vader vir ons gee in Hebreërs 10 vers 25, moenie die samekomste vermy soos baie die gewoonte het nie. Jy kan sien wat is hulle belangstelling daarin. Jy kan sien wat is hulle belangstelling in die samekomste as ons Bybelstudie doen. Kyk hoe belangrik ag hulle wanneer daar Bybelstudie tye is. Jy kan dit baie vinnig agterkom. Om in geloof te bly, om Yeshua aan te kleef en getrou te bly, is om Abba Vader se woord te bestudeer dag en nag, dit te bepeins, dit te mediteer. Joshua 1 vers 8, Psalm 1 vers 1 tot 3 sê vir ons baie duidelik, mediteer Abba Vader, bepeins sy woord dag en nag en jy sal wel geluksalig wees in alles wat jy doen. So as jy iemand na Yeshua toe lei, wat moet jy daardie persoon leer? Wat moet jy hom onderrig? Om die woord te bestudeer. Dan het jy nodig om gereeld te gaan kyk na daardie persoon wat jy gelei het na Yeshua toe. Is hy besig om die woord te bestudeer? In Johannes 2 vers 24 staan,
wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. Wat het jy van die begin af gehoor? Die woord, die evangelie. Laat dit in julle bly. As julle bly, as dit in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook die Seun en die Vader bly. Dan sal julle ook in die Seun en die Vader bly. Met ander woorde, bly in die woord. Bly in die woord. So toe Barnabas gesê het om met hartlike voorneme aan Yeshua getrou te bly, Yeshua is die woord, om met hartlike voorneme aan die woord getrou te bly. Yeshua is die woord. Wat het Barnabas in die effek gesê? Luister, spandeer tyd by Abba Vader se woord, want hy praat met ons deur sy woord. Spandeer tyd in sy woord. Hoor gou wat's amazing. Daar was nog nie 'n Nuwe Testament nie. Daar was nog nie 'n Nuwe Testament op daardie stadium nie. Hulle het die Ou Testament of die Tanakh gehad. En hulle het die woorde van die apostels gehad, die evangelie. So om aan Abba Vader vas te klou, was om voort te gaan in die woord wat hulle gehoor het. Hoor wat sê 1 Johannes 2 vers 25 verder, as die woord in jou bly, dan is die belofte wat hy ons beloof het, daardie na ewige lewe. As jy in die woord bly, dan is die belofte die ewige lewe. As jy in Yeshua bly, die woord bly, hy is die woord. Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 14. Maar hoor wat sê 1 Johannes 2 vers 26, 27 verder. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle nie leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Wat bly in ons as ons Yeshua aanvaar? Die Heilige Gees. En die Heilige Gees, wat sê Yeshua? Die Heilige Gees, die trooster sal kom. En hy sal julle alles leer en nog meer. Dink is Johannes 14 vers 26. Heilige Gees is die salwing. So wat is een van die eerste 2 dinge wat jy vir 'n nuwe gelowige vertel? Die eerste ding is, bestudeer die woord dag en nag. Hou vas aan die woord. Want dan sal jy wel geluksalig wees. Die tweede ding is, toe jy Yeshua aanvaar het, het die Heilige Gees oor jou gekom. Die Heilige Gees het oor jou gekom, en ja, Yeshua sê, in Johannes 14 vers 26, die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal jou alles leer, en sal jou herinner aan alles wat ek vir jou gesê het. Ja, die Gees van Abba Vader is 'n inwonende leraar, en hy sal ons die woord leer. So in kort, hoe hou jy aan Yeshua vas? Om die woord, die ketuba, oop te slaan. Die woord oop te slaan en toe te laat, dat die Heilige Gees jou leer. Hoor gou, die grootste rol wat die kerk, die liggaam van Yeshua het, is om seker te maak, elkeen van ons bestudeer getrou die woord van Abba Vader, want dit is die anker, dit is die beskerming. Wat het Yeshua vir Petrus, wat die sleutels van die kerk gekry het, op daardie openbaring, onthou Matteus 16, sê Yeshua vir Petrus, omdat hy verklaar het, Yeshua is die Messias, hy is die seun van God, toe sê Yeshua vir hom, op dit sal ek die kerk bou. Wat sê Yeshua, 'n paar jaar later, vir Petrus, wat Yeshua 3 keer verraai het, by die vuur, toe hulle om die vuurtjie gesit het Yeshua vir hulle vis braai, en Yeshua vra 3 keer vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Wat sê Yeshua vir Petrus? Wat moet hy gaan doen? Ander Christene gaan pamperlang. Ander Christene gaan motiveer. Gelowiges. Feed my sheep. Feed my lamb. Feed my sheep. Onderrig. Leer hulle. Die grootste rol van die kerk, die liggaam van Yeshua, is om seker te maak, elkeen van ons bestudeer getrou die woord van Abba Vader. Handelinge 11 vers 24 sê Barnabas, was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is aan Yeshua toegebring. Dis wat die woord van Abba Vader sê van iemand
wat ander vermaan om in die woord van Abba Vader te bly, daar sal 'n aansienlike hoeveelheid aan hom toevertrou word. Daar sal 'n aansienlike wees as jy mense vermaan om in die woord van Abba Vader te bly. Sal daar 'n aansienlike aan jou toevertrou word. Wees getrou met die 5, wees getrou met die 10, wees getrou met die 50 wat Abba vir jou gee en kyk wat sal gebeur, maar leer hulle die woord van God. Feed my sheep. En kyk wat doen Abba. Handelinge 11 vers 24 sê, 'n aansienlike skare is aan hom toegebring. Aansienlike skare is die Griekse woord oglos, hikanos. Wat beteken 'n reusige menigte of 'n massiewe menigte? Daar was so baie mense. Barnabas moes self toe iemand anders kry om hom te help om hulle te leer. En dis hier waar Handelinge 2 vers 25 sê, toe vertrek Barnabas na Tarsus om vir Shaul, Paulus te gaan soek. En toe hy hom kry, het hy hom na Antiochus gebring. It's amazing hoe dit werk, hoe die 5voudige bediening werk. Want wat hier gebeur is, die evangeliste verkondig die woord in Antiochus. Die liggaam in Yeshua wat in Jerusalem ontstaan het, hulle sien wat in Antiochus gebeur, hulle stuur vir Barnabas, hulle stuur die een wat onderrig, en wat kan preek, en wat die gawes het. Barnabas is nie lank daar nie, en hy sien maar, nee, hulle het nog meer nodig, hulle het nog groter leraar, hulle het nog meer nodig. Hulle het 'n apostel nodig, en hy gaan soek vir Shaul. Hy gaan soek vir Shaul. Dis hoe die liggaam werk, dis hoe die 5voudige bediening werk. Alles gaan nie oor jou nie, en wat jy kan doen nie. Dit gaan oor hoe die 5voudige bediening saam kan werk. Nie kan kritiseer nie, saam kan werk. Barnabas het iemand nodig gehad om te help met koninkrykswerk. En raai wie gaan kry hy? Die man wat juis almal vervolg het en hoekom hulle uit Jerusalem uitgevlug het. Hy kry vir Shaul. Die man wat op 'n stadium die volgers van die weg vervolg het. Die enigste man wat gemaak het. Hoekom hulle hy was by toe Stefanus gegooi is met klippe. So daar was 'n menigte gelowiges in Antiochus en so vermaan hy hulle om vas te klou aan Yeshua die woord getrou. En dis die eerste kerk. Wat het Barnabas en Shaul gedoen met die eerste kerk? Wat het hulle gedoen om met die eerste kerk te stig onder heidene? Wat 'n soort program het jy nodig om 'n kerk te begin? Of is 'n kerk, dalk is 'n goeie vraag is 'n kerk nog enigsins relevant? Wel, Yeshua sê self, ek bou die kerk. En Yeshua verander nie. Hebreërs 11 vers 26 sê, Barnabas en Shaul het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. Ek love hierdie. Watter program het die kerk gehad? Hoe bou jy 'n kerk? Jy gee onderrig. Jy onderrig die evangeliste. Jy onderrig die herders. Jy onderrig die intercessors. Jy onderrig die leraars. Watter program het die kerk gehad? Hulle het 'n hele jaar lank almal geonderrig. Die probleem met die kerk vandag is, mense het so verhewe opinie oor hulle self, dat hulle dink hulle het nie onderrig nodig nie. Just sit my in die posisie om hierdie ding te doen, ek het nie onderrig nodig nie. As ek vir mense sê om te wat preek, kom julle as leraars, kom ons stap 'n pad saam en gaan saam deur onderrig. Weet jy wat is die eerste ding wat jy kry? Opstand. Rebellie. Dan weet jy, daai persoon is nog nie reg nie. Weet jy hoekom bou Yeshua die kerk? Vir onderrig. As jy ooit iets anders oor die kerk wat jy nodig het, as jy 'n ander gedagte gehad het oor die kerk is daar om te onderrig, te onderrig sodat jy in die roeping kan stap wat Abba Vader vir jou het. Die rol van Houtkruis as 'n liggaam is om die evangeliste toe te rus, om die herders toe te rus, om te
kyk na die wat besorg is, om die toe te rus, om uit te gaan, om die evangelie te gaan verkondig. Maar ook nie net om die evangelie te gaan verkondig nie, om daardie persone waar die evangelie te verkondig, te sê, hulle het Yeshua aanvaar, maar nou het hulle 'n herder nodig. Kom ons gaan soek vir Barnabas, kom ons gaan soek vir Paulus, wat hulle kan kom onderrig. Want jy maak disippels, jy doop hulle en jy leer hulle om alles te onderhou. Yeshua bou die kerk. En ek wil deel wees van dit wat Yeshua bou. En dis om onderrig te gee, want dit is hoe jy die kerk bou. En daarom het Abba Vader het vir my op my pad gesit is to teach, om te onderrig. Om te onderrig, want dit is hoe ons bou. Om te onderrig in die Torah, in die eerste, in die fondasie van die woord. Om te onderrig in die evangelie, om te onderrig in die handelinge, want dit wat jy leer, moet jou nie net vet voer nie, dit moet oorgaan in aksie. Die woord sê, Barnabas het hulle 'n jaar lank onderrig, Barnabas en Shaul, het hulle 'n jaar onderrig gegee, en die resultate gaan nog steeds voort. Ek dink nie die kerk hoef homself regtig in te stel om veel anders te doen as om onderrig nie. Leer. Op elke vlak, by die kinders, by volwassenes, by geestelike volwassenes. Op elke manier, deur elke land, deur die woord van Abba Vader te leer. Die apostels het in Handelinge 6 gesê, ons sal onsself voortdurend aan die bediening van die woord en gebed gee. En dit is om te leer. Ons bly altyd studente van Yeshua. So vir 1 jaar het Barnabas en Shaul hierdie mense geleer, en die vrug van hulle lering was waar. Handelinge 13 vers 1 sê, daar was 'n gemeente in Antiochië met profete en leraars. Die profete is geleer, die leraars geleer, die evangeliste is geleer, die 5voudige bediening het opgestaan in Antiochus. Daar waar prostitusie, towenaars was, daar het die liggaam van Yeshua, die eerste heidense kerk begin. Weet jy wat het Barnabas en Paulus gedoen? Hulle het leraars opgerig. Hulle het evangeliste opgerig. En jy kan baie van dit lees, en ons gaan terugkom na hierdie gedeelte gereeld, want ons gaan van dit leer in Handelinge 13, Handelinge 14, dan gaan ons terugkom wat gebeur het in Antiochus. As jy wil kyk hoe werk die 5voudige bediening in die liggaam, het jy nodig om te weet, wat gebeur hier in Handelinge 11. Hulle het manne geleer wat leraars van ander manne geword het. En dit is waaroor die kerk gaan. Dit is nie net oukei om iemand te leer, dis hoor mooi, dit is nie net oukei vir die liggaam om 'n evangelis aan te stel nie, dis oukei om die evangelis te leer, sodat die evangelis ander evangeliste ook kan maak. Vissers van mense. Dit is waaroor die kerk gaan. Dis die vrug. Die roeping van enige kerk is om te onderrig, disippels te maak, hulle te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en om hulle te leer om alles te onderhou. Nie om gelowiges te vermaak nie om gelowiges te paai nie, maar om gelowiges in Yeshua te leer. Hou vas aan die goeie leer. Hou vas, leer. Die vraag is, daar waar jy geplant is, daar waar jy deel is jy besig om geonderrig te word? Partykeer is dit seer as jy geonderrig word. So kan ek jou vra, daar waar jy geplant word, is die waarheid besig om partykeer jou hart te skeer? Is die waarheid partykeer besig om jou 'n bietjie aanstoot te gee? Dan is jy op die regte plek. Onderrig is die doel en die ontwerp van die kerk. En dit kom alles met liefde. Hoekom leer ons ander? Hoekom wil jy ander leer? Hoekom sal jy iemand gaan leer om byvoorbeeld kar te bestuur, as jy nie betaling daarvoor kry nie? Jy's lief vir daai persoon. So hoekom doen jy wat jy doen vir die liggaam van Yeshua? Is jy lief? Want as jy lief is vir mense, as jy lief vir Yeshua, Matteus 25, wat jy ook al doen vir ander, doen jy vir hom. So die eerste kerk Antiochus was nie net
leerstelling onderrig nie, hulle was ook liefdevol en het gegee wat hulle ontvang. Freely you receive, freely you will give. So Handelinge 11 vers 27 tot 29 eindig en in die dae daar profete van Jerusalem na Antiochus afgekom en een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar 'n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom wat oorgekom het en onder keiser Claudius. En die disippels het besluit dat ieder een van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot die versorging van die broeders wat in Judea woon. Dit is vir my so mooi. Jerusalem sien, wat gebeur in Antiochus, hulle stuur vir Barnabas en Paulus, Shaul is daar vir 'n jaar, hulle leer almal, wat leer hulle almal, dat jy moet onderrig en dat jy moet gee wat jy kry. Wat gebeur toe in Antiochus? Daar's 'n profeet wat van Abba hoor, daar kom 'n hongersnood in Jerusalem, en wat doen die mense in Antiochus? Hulle gee met hulle hele hart, alles wat hulle het, terug na Jerusalem. Daar kom 'n verskriklike hongersnood wat waarlik aangeteken deur Josephus en baie ander skrywers. Maar daar was hongersnood in Judea en almal in die kerk in Antiochus het hulp gestuur. Hulle het hulle beste gegee. Hier is heidene wat hul liefde bewys aan Jode, want onthou, die wat in Jerusalem was Jode wat Yeshua glo het. Jode wat vir 'n lang tyd hulle self gehad het, maar hulle het so verander dat hulle gegee het, want wat jy ook al verander gee vir Yeshua. Wat 'n mooi prentjie is dit nie van liefde nie. Maar die woord sê hulle het gestuur volgens hulle vermoë. Elke man het sy gawe gemaksimeer. Elke mens het gegee, dit beteken volgens die potensiaal wat hulle gehad het. En hierdie kerkmense, die liggaam van Yeshua in Antiochus, het ware liefde getoon omdat hulle gegee het volgens hulle vermoë om te gee. En dit is wat gebeur wanneer daar onderrig is, wanneer die kerk op die regte manier opgerig word. Daar moet onderrig wees. As hulle baie gehad het, die wat baie gehad het, het baie gegee. Die wat min gehad het, het die bietjie wat hulle gehad het, hulle gegee. Maar hulle het geen verhouding tot wat hulle gehad het. En het 'n behoefte voorsien van daardie Jode in Jerusalem wat Yeshua aanvaar het, wat het op daardie stadium moeilik gehad het. Hulle het nie net geld agter die saak gegooi nie. Hulle het fisies betrokke geraak. Daar waar hulle kon, het hulle betrokke geraak. Kan jy sien hoekom bou Yeshua die kerk? Hy gaan na 'n plek toe wat prostitusie, towenaars en al die plekke het. Die evangelie word verkondig. Maar Vader stuur die nodiges om te onderrig. En wat doen daardie wat onderrig word? Hulle toon liefde aan ander broeders. En dit is hoekom Yeshua die kerk bou. En dan is daar mense wat sê, maar ek is nie geplant nie, ek is nie deel nie. Is jy nie deel van hierdie plan van Abba nie? Hoekom is jy 'n lone ranger? Ons is saam as die vyfvoudige, dit is wat Abba se plan is. Dit is sy doel. Mag Abba ons lei, mag hy ons leer. En mag hy ons toerus. En mag hy ons leer en leer en leer. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Dankie vir u goedheid. En Dylan, ek wil jou vra om weer met daai laaste liedjie te eindig. Ons wil net afsluit met hierdie lofsang. You are worthy. U is waardig. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u liefde, Abba, aan u behoort al die glorie. Ons wil nie deel wees in dit wat ons doen vir ons eie naam of enigiets. Nee, ons wil deel wees in u koninkryk for your glory. Worthy are you, Lord. Waardig is u. Dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde. Ons loof en ons prys u.
Ja, laat U wil geskied, Vader. Laat U wil geskied. Vader, ek bid dat U Heilige Gees nou hierdie saad wat geval het op voorbereide grond, dat U saad sal ontkiem en dat dit 30, 60, 100voudig sal vermenigvuldig vir U glorie. Come have your way in this place now, Holy Spirit. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, sing. rise, day and night, night and day, let incense rise, day and night, night and day, let incense rise, day and night, night and day, let incense rise. Sing again. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let Ja, maar Vader, day and night and day, so ons die woord bestudeer. Day and night and day, we will study your word, want dit is hoe ons die kerk bou. You are worthy of it all. 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 Jesus, for from you are all things, and to you are
worthy of my heart. For from you are all things, From all, and to you are all things. You deserve the glory. ja, you deserve the glory. Sing to Yeshua. you, you're worthy of it all. Kom ons sing dit. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, Alles is van U af. and to you are all things. En na U toe is alles. You deserve the glory. Prys U koning Yeshua. Dankie vir U liefde. En terwyl ons hierdie worship sit Abba hierdie belangrike ding en iemand het nodig om hierdie te hoor. Sit Abba hierdie ding op my hart. Toe daar verwikkelinge was in Antiochus en Barnabas daar was en hy het geleer, het die kerk Barnabas soontoe gestuur. Hulle het nie self besluit. Abba Vader het Barnabas soontoe gestuur. Die mense het nie daar besluit wat hulle nodig nie. Abba Vader het besluit. En toe Barnabas daar was, het Abba Vader het op Barnabas se hart gesit om Shaul soontoe te bring. Hy het hom gaan soek tot hy hom kry. Die mense in Antiochus het nie die besluit gemaak nie. Die mense in Antiochus, die volgers wat Yeshua aanvaar het, die heidene wat Yeshua aanvaar het, hulle het nie die besluit gemaak nie. Abba Vader het Barnabas soontoe gestuur en Abba Vader het op Barnabas se hart gesit om vir Shaul te gaan soek. En ek kon dink dat daai mense in Antiochus dalk gedink het, maar Shaul, hy was die een. En hulle kon hulle opinie gelewer het. Maar Abba Vader weet wie hy oprig. Hy weet wie om te stuur. Sal jy submit onder dit wat Abba Vader wil doen in sy kerk? En jou opinies en jou kritisie los? En nie eerder diensbaar raak? Liefdevol diensbaar raak? En in opstand, hou op in opstand kom met die wat Abba Vader oprig. Be part. Ons eer U, Abba. Kom bou U kerk. Yeshua, kom bou U kerk, U is die hoof. Ons loof en ons prys U. En Vader, vanoggend het ons hierdie voorreg om vir Courageous hier te hê en Woensdag het ons hierdie straatbediening gaan doen en in die straatbediening het Courageous na ons toe gekom en hy het hierdie passie to build your church. To build your church. En die passie wat in hom brand, is net amazing hoe hy tydsberekening doen. Hoe ons nou in Handelinge 11 is. Miskien het ons daarvoor gewag. Miskien was die aanhoudende herhaling in Handelinge 10 en 11 wat ons gewag het vir Courageous om hier in te stap vanoggend, om die boodskap te hoor dat Abba Vader weet wie hy oprig. To build the church. The church of Yeshua. The church of Jesus. Because He's the builder. He's the builder. Abba. Jammer ons wil partykeer dinge vooruit hardloop. Jammer dat ons dinge partykeer in ons tydsruim wil doen. Abba, ons wil wag op U. Dis wat ons leer in hierdie week se gedeelte in die parashas in Exodus, om te wag op U. Leer ons. Kom Heilige Gees, leer ons die waarheid en nog meer. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewaweh.